'n godsdiens? As ek jou moet vandag vra, ek dink almal het al daai vraag gevra, nee, waarom 'n God en waarom 'n godsdiens? Dis 'n goeie vraag. Ons gaan kyk daarna Openbaring 4 toe. Waarom 'n God? En hierdie vertaling is in die blye boodskap. Die ander vertaling wat ek gaan lees is in die 1933 vertaling, maar hierdie spesifieke ene is in die blye boodskap Openbaring 4 vers 10 tot 11. Ons kyk wat sê dit daar. Hy sê, wanneer die 24 leiers van die kerk dit hoor, val hulle uit eerbied voor God neer, wat op die troon sit. Hulle aanbid hom, wat vir ewig, hulle sê hulle aanbid hom, wat vir ewig en altyd leef. Hulle sit die krone voor God neer, om te wys dat hy die enigste werklike heerser is. Dan sê hulle in 'n koor, Here, ons God, wie kan so belangrik wees soos U? Na U sien ons almal op, U is sterker as die sterkstes, en dit is ook reg so, want dit is hoe U is. Ja, U het alles gemaak. Alles in die skepping is daar, omdat U dit so wou gehad het. Mooi woorde, nee? Omdat U dit so wou gehad het. Nee, ek wil my boodskap so begin vanmôre. Nou, die meeste van ons wat hier so sit, het in 'n Christelike huis groot geword. Die meeste van ons. En die meeste van ons wat vanmôre in die kerk sit, het op een of ander stadium ons lewe vir Jesus Christus gegee. Dis hoekom jy in die kerk is. Nou, ek het eers 8 jaar gaan werk, ek myself voordat ek bediening toe gegaan het en gaan leer het vir 'n pastoor. Nou, godsdienst is deel van my en van jou kultuur. Ons bevraagteken nie ons kultuur nie, nee. Hoekom nie? Want ons het dit so ontvang. Dis ons kultuur. Nou, die kultuur in Amerika, die kultuur in Europa en die kultuur in Suid-Afrika het die afgelope dekades drasties verander. Nou, dit was die gegewe gewees dat almal aan 'n kerk behoort en almal aan 'n God glo. Dit was die gegewe gewees. Nou, daar is baie mense, die Here moet ons help. Daar is baie mense wat boeke skryf oor God, wat 'n klomp nonsens skryf oor God, wat baie erger is as om gees te dissiplineer. Maar dan is daar iets anders wat vir my opvallend is, dat wanneer 'n klomp mense nonsens skryf oor ons God in 'n boek, dan vat ons, niemand gaan na die menseregte kommissie toe en klaar daaroor nie. Maar wanneer dit kom by gees, dan wil almal in die menseregte kommissie moet dan hoor wat sê hulle. Maar wanneer hulle ons God aanvat en klomp nonsens praat oor ons God, dan klaar niemand. Of is dit nou nie mekaar? Dis die waarheid. Is dit so? Ja. Hoor mooi, ek wil 'n vraag vra. Het ons 'n God nodig? Of het ons 'n godsdienst nodig? Dis 'n goeie vraag toe, kyk. Jy weet, as ons vandag in 'n krisis is, dan hardloop ons almal na 'n dokter toe, of ons hardloop na 'n kundige toe wat 'n kopdokter is, of iemand wat in 'n sekere rigting kundig is, maar ons hardloop nie na God toe. Hoor wat ek sê? Ons hardloop nie na God toe nie. Vandag se dae se lewe is baie makliker. Ons het mos 'n mediese kaart. Ek hardloop gou na die dokter toe. Ek wil vir jou sê, die enigste dokter wat kanker kan genees is God. 'n Dokter kan niks vir jou doen nie, man. Is net God wat jou kan genees. Wanneer jy in 'n krisis is net God wat jou kan genees. Nou, ek wil vir jou statistieke gee, ek gaan nie aan mekaar statistieke gee nie. Statistieke sê dat die ateïste die afgelope 40 jaar het gestyg. En wie wat die ergste in Christelike lande? Nie eers in nie Christelike lande nie, in Christelike lande. Reality, ek dink dit is hartseer. Ek dink dit is baie pynlik dat so iets gebeur reg onder ons neuse as Christene. Jy sien, vanaf 1970, kom ek stel dit so, van 1970 af,
1970 ja, was reg oor die wêreldbevolking, reg oor die wêreld, het almal geglo aan 'n God en het almal 'n godsdienst gehad. 10 jaar tot van daar af van 1970 tot waar ons vandag is in 2026 het gestyg na 90% toe. Dat mense glo aan 'n God en almal het 'n godsdienst. Hoor gou mooi, maar geloof in Christus het afgeneem reg oor die wêreld. Mense, dis hartseer. Maar ek wil daar ook net vir jou goeie nuus gee. Dat ons almal weet om 'n moslim tot bekering te bring is baie moeilik, nie julle weet dit nie. Al verduidelik hier vir hoe hy verstaan in elk geval wat hy is blind, die geestelike oë is toe. Maar weet julle wat doen God op die oomblik? Ek weet of julle dit besef nie. Terwyl hulle in hulle kringetjie sit en hulle buig neer, kom God nou en hy verskyn tussen hulle in hulle midde. En dan kom hulle drasties en radikaal tot bekering. En dan onmiddellik dan besef hulle, maar dit ons aanbid die verkeerde God. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Nie, die Bybel sê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Niemand nie. Jy sien, as gelowiges sê ons dat God het ons geskape, en wat die ateïste sê, hulle glo mos aan God, en die ateïste sê ons het God geskep in ons kop. Mense, dit moet hartseer wees. Die ateïste sê ons het God geskep in ons kop. Selfs die primitiefste mense wat op die aarde is, het 'n godsdienst en het 'n God. Weet jy wie is hulle? Die Boesmans en die Khoisan. Het jy dit geweet? Selfs die primitiefste mense glo, daar moet 'n God wees. Daar moet 'n godsdienst wees. Selfs hulle. Nou kom die vraag wat ek vra, wat maak dat mense glo aan 'n God? Dis 'n goeie vraag. Wat is die sin van godsdienst? Nommer 1. En almal vra dit waar ons is in ons lewe. Waar kom die skepping vandaan? Dis 'n goeie vraag. Nou, die meeste mense wat glo aan die evolusieleer, julle ken die evolusieleer, né? Die ontwikkeling wat plaasgevind het. Jy was eers 'n aap gewees, na die tyd het jy regop gestaan en toes jy 'n mens. Jy kyk glo dat mense sulke amper seker redelike woord, sulke nonsens praat. Hè? Hoor mooi, wat glo jy dit? In die evolusieleer. Nou die evolusieleer sê, hulle glo nie die mense wat ateïste is, hulle sê, daar was nie 'n skepper gewees nie. Hulle sê, daar is nie 'n skepper nie. Hoor gou wat ek vir jou sê wil vandag. Hulle glo, daar was 'n natuurlike ontwikkeling gewees. Julle het al seker gehoor van die Big Bang en ewe skielik was alles daar. Nie my nonsens praat nie. Kom, wees so Groeneveld, vertel ek gou iets. Ek sê vir jou, dis 'n feit soos 'n koei dat daar 'n God bestaan, want hy het my lewe verander. Hy het jou lewe verander. Van julle wat hier sit kan getuig van die genesings wat God al gedoen het in jou lewe en in mense se lewe wat jy met jou eie oë gesien het. Dis hoekom ek sê, God is 'n feit soos 'n koei, daar is 'n God. Ek glo aan 'n God wat nie onderhewig is aan die natuurlike wette nie. Ek glo aan 'n God wat nie onderhewig is aan die wetenskap nie. Ek glo aan 'n God wat groter is as wat dit is. Baie groter. Nou die meeste mense wat soekende is na 'n God, kom op 'n plek in hulle lewe waar hulle vir hulle self sê, maar daar moet 'n God wees. Al verstaan ek hom nie, al kan ek hom nie definieer nie, al kan ek hom nie sien nie, en dan sal hulle sê, hierdie onmeetbare, onbeskryflike, onpylbare skepping, waarvan ek en jy deel is, sê vir my, daar moet 'n God wees. Kom ons lees gou daai Romeine, PowerPoint 1 vers 18 tot 22. Hy sê, luister wat staan hier, hy sê, wat die toorn van God word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word in openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. 20. Hy sê, wat sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge
en hulle verstandige hart is verduister. 22. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle eintlik dwaas geword. En die Bybel sê, net 'n dwaas glo daar's nie 'n God nie. En het jy ook geweet, jy mag nie sê vir iemand hy's 'n dwaas nie, weet jy dit? Jy geweet is verkeerd om dit te sê, dit is sonde om dit te doen. Met ander woorde, jy kan eintlik nie vir iemand sê hy stupid nie. Want daai persoon vir wie jy sê hy stupid, hy's geskep deur God. Moet jy versigtig wees wat jy sê, hoor. Onthou jou woorde het krag. Dit wat jy sê gaan gebeur. Ek kan baie getuig vir jou van dit wat jy sê gaan gebeur. As jy 'n negatiewe mens is, mense gaan jy nooit bo uitkom in jou gees nie. Jy moet positief wees. Jy staan op in die oggend en sê ek, dankie Here vir dit wat U vir my gaan doen. Here, ek loof en ek prys U vir U goedheid en U genade. Dankie vir my gesondheid. Elke dag moet jy vir die Here dankie sê vir dit wat jy het in die lewe. Maar binne 'n oomblik kan God dit van jou wegvat. Binne 'n oomblik. Ons moet meer dankbaar wees vir dit wat ons het in die lewe. Maar mense, dit wat jy het is alles genade, hoor. Binne 'n oogwink kan alles weggaan. Maar wat moet jou anker wees in die lewe? Die Here. Alles kan wegval in jou lewe. Dawid, toe hy gesondig het, sê hy, Here, moet tog nooit U gees van my af wegval. Want ek wil vir jou sê, as die gees van God onttrek by jou, wil ek vir jou sê, gaan jy baie alleen wees. Jy gaan God verlaat wees. Hoor wat ek vir jou sê. Die tweede, ons kyk na die tweede puntjie. Vraag, waar gaan ons heen? Dis 'n goeie vraag. Nou, dit is baie interessant, dat baie mense wat nie aan 'n God glo nie, die oomblik wanneer hulle siek word, dan begin hulle aan ander dingetjie te sing. Jy sien, wanneer jy in die dal van doodskare weer is, dan begin jy anders te dink. Heeltemal. Wat is die mens se grootste drang in die lewe? Om te bly voortleef. Dis die grootste drang van die. Geen mens wil regtig doodgaan. 'n Persoon wat selfmoord pleeg is die duiwel wat jou wil vernietig. Johannes 10:10 sê, die duiwel kom te steel en te slag en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee. Wat is die ander drang van die mens? Honger, dors, seks. Dis die drange wat 'n mens het. Maar hoor gou mooi, kom ons kyk na nommer 3. Wanneer mense dink aan God en hulle dink aan hulle verganklikheid, dan besef hulle en hulle maak hulle self oop vir 'n God, maar hulle besef, ek is maar net 'n verganklike mens. Ek kan ook eendag sterf. Jy kan maar gaan kyk reg oor die wêreld. Wanneer daar natuurrampe is, dan soek mense na 'n God. Jy kan maar gaan kyk. Hulle wys eendag op TV, julle sal onthou 'n paar jaar terug toe tsunami plaasgevind het. Nou, jy moet weet, Japaneese het glad nie 'n godsdienst nie. Hulle glo nie aan 'n God nie. Op TV, toe die tsunami plaasgevind het, wat doen die Chinese? Hulle val op hulle aangesig en hulle roep na 'n God. Hulle aanbid nie eens 'n God nie. Wat toe die moeilikheid gebeur? Toe gebeur het so op hulle knieë. Hulle aanbid hulle 'n groot God, maar hulle het geen godsdienst nie. Hulle glo nie aan 'n God nie. Wat toe die tsunami kom, toe is hulle op hulle knieë. Want wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou? Jy sien, die hoofman oor 100, hy spot Jesus by die kruis. En hy sê vir Jesus, ander kan jy verlos, maar jouself kan jy nie verlos nie. Hoekom kom jy nie self van die kruis af nie? Nou wys hy vir ons, dat jy is die koning van die konings, soos wat jy sê. Dis hoekom ons daai geskrif gesê het, bokant sy kom, hy is die koning van die Jode. Maar nie baie lank nie. Toe is daar 'n aardbewing in Jerusalem. En toe die aardbewing plaasvind en die rotse begin te skeur, en die gordyn en die rotse begin te kraak, en die gordyn begin te skeur binne in die tempel, toe kom daai man oor 100, wat hoof is, met al sy 100 soldate, en hulle val op hulle knieë neer, en hulle sê, waarlik, hy is die seun van God. Dis nie kosbaar nie, waarlik, hy is die seun van God. In 1967 het die Boland aardbewing gehad, toe is die kerke vol. In 2011 toe die vliegtuie in die torings vasvlieg, toe is die kerke vol. Dis net vir 'n ruk vol. Kom ek verduidelik gou vir jou iets. Jy sien die oomblik wanneer daar 'n seisoen van opwrigting kom in mense se lewe en dinge lyk of dit buite beheer is
en mense verloor beheer, dan kom hulle agter, hulle is nie so groot en so sterk en so magtig soos wat hulle dink. Dan besef hulle, maar daar moet 'n God wees. Hoor gou mooi, mense besef, ek het iemand nodig wat groter is as ek, en dit moet 'n God wees. Jy sien, kom ons wees eerlik, almal van ons, die meeste van ons wat hier so sit, ek gaan sê 99% van ons wat hier sit, het eers die Here begin te ontdek, toe ons in 'n krisis was. Want wanneer jy in 'n krisis kom, dan begin jy God te soek. Kom ek sê vir jou gou iets, dat Wessel Groeneveld vir iets leer, wanneer dit met jou goed gaan, moet jy eers die Here begin te dien, en vir God dankie sê, Here, dit gaan goed met my. Want binne, soos ek net nou gesê, binne 'n oomblik kan jy alles verloor. Binne 'n oomblik. Ja, jy sal weet wat 'n boer is, as jy haal jou oes tref, dan het jy niks. Dan is jy afhanklik van die Here. Maar weet wat is lekker om 'n kind van die Here te wees? Ek kan na iemand toe gaan. Weet, ek glo, as jy 'n kind is van die Here nie, waar toe gaan jy? Dan wonder ek, hoe leef daai mense? Hoe kry hulle dit reg? Ek en jy het iemand om na toe te gaan. 'n God wat lewe. Weet, ek sê altyd, ek bid altyd en sê, Here, ek kan bid nie, ek kan nie sê, Here, onder die God van die gode nie, want die ander gode is almal dood, maar die Here is 'n werklikheid. Hy is 'n realiteit. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet as ek begin te bid, en wanneer jy bid, en dan gaan jy op jou knie en sê, Here, vergewe my sonde. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit, hy het my sonde vergewe. Want jy bely dit met jou mond. Dis belangrik om dit te doen. Nommer 4. God het hom in die tyd van Eden geopenbaar aan Adam en Eva. En wat vir my wonderlik was, is dat die woord van God sê, God het die mens geskep vir sy plesier. So, moet nooit dink jy's, hierdie dink van omdat jy minderwaardig is, jy moet daai ding vinnig uit jou kop uitkry, my boetie en sussie, om minderwaardig te wees, is nie van die Here af nie. God maak die beste. Hy het jou geskep, daar's niemand soos jy nie. Jy's kosbaar, soos wat ek vir jou sê, jy's waardevol. Die bloed van Jesus Christus het jou sonde weggewas. Maar nooit twyfel wanneer jy bid, is ek nou 'n kind van die Here, is ek nou nie 'n kind van die Here nie, hoekom het jy gebid dan? Glo wat jy sê! Jy staan net hier op en dink, nee, ek weet nie of die Here dit vir my gaan doen. Hy gaan dit nie vir jou doen, want jy glo dit nie. Glo wat jy bid, dat God dit vir jou gaan doen. Want met baie keer dan sê ons vir ons kinders, ons moet ons koppe begin regkry. Mamma het nie geld nie. Die manier hoe jy praat, mense, jy maak jouself arm, hoor. Jy sê, weet jy, ons het nie geld nie, maar ons gaan bid dat die Here ons gee. Jy sal sien wat 'n wonderwerk gebeur wanneer jy reg begin te praat. Hoor wat ek sê? Wanneer jy reg begin te praat, jy sien wat God vir jou doen. Jy weet, die Here het jou geskep vir sy plesier. Ons almal weet van dat die duiwel het Adam en Eva toe gegaan en vir hulle gesê, man, eet van hierdie boom, en dan sê, word soos God. Ons almal weet, dit was katastrofies geweest. En met daai sondeval het godsdienst baie agteruit gegaan. Maar prys die Here, toe Jesus Christus weer gekom het, en die godsdienst weer opgetel. Is dit nie wonderlik nie? Alle godsdienste het 'n gemeenskaplike doel. Alle godsdienste. Kom ek sê vir wat jy gemeenskaplike doel. Romeine 2 vers 14 tot 15. Ons gaan hom nou lees. Romeine 2 vers 14 tot 15. Almal van ons wat hier sit, het 'n gewete. Of jy jou lewe vir die Here gegee het of nie, God het binne in jou ingebou 'n morele waarde. 'n morele waarde, hoor mooi, want as hy nie 'n morele waarde binne in jou ingebou het, het ons almal mekaar links en regs doodgemaak. En dit gebeur nie, hoekom nie? Want God het binne in jou ingebou 'n morele waarde. Kom ons lees nou Romeine 2 vers 14 tot 15. Hy sê, want wanneer die heidene, hoor mooi, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. 15. Hy sê, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtenis mekaar onderlik beskuldig of ook verontskuldig. Nou baie mense vra dit, as mense nog nooit gehoor het van God nie, gaan hulle nou hel toe of gaan hulle hemel toe, pastoor? Daar is die antwoord, gaan lees Romeine 2 vers 14 tot 15. Jy is 'n wet vir jouself. Met ander woorde, wat jy ook al aanbid het, jy het 'n boom aanbid of jy het 'n son aanbid,
God sal jou oordeel volgens hoe jy geleef het in jou geloof waarin jy geglo het, as jy nog nooit gehoor het van God nie. Jy moet iets verstaan, my broer en my sussie. God is 'n regverdige God. God kan jou nie straf as jy nie weet van hom nie. Is dit so? Ja. God is 'n regverdige God. Ek het nou laas Sondag gesê, God gee elke mens voor hy sterf 'n geleentheid om sy saak met hom reg te maak. Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê God trek mense elke dag. Geen mens, ek kan jou nie na die Here toe lei nie, die Gees van God trek jou. Jy besluit of jy jou lewe vir God wil gee of nie. Ek kan jou nie dwing, God is 'n gentleman, hy dwing hom nooit af op mense nie. Jy moet vrywillig Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker. En daarom gee God elke mens 'n geleentheid om sy saak met hom reg te maak. Maar as jy nie 'n kind is van die Here, die Here het nog steeds vir jou 'n gewete gegee om te weet wat is reg en wat is verkeerd. Want hy het dit binne jou ingebou, daai morele waarde. Kom ek sê vir jou nog iets. Selfs in Noag se tyd was daar's bewyse daarvan dat mense met rotstekeninge kan jy sien, van Noag se tyd af kan jy sien dat mense God-verhouding gesoek het. Mense soek 'n God. God het ons geskape met 'n God-instink. God het jou geskape met 'n God-gees. God het jou geskape om 'n sig na God te hê. Is dit nie wonderlik nie? Met ander woorde, die mens het God geskape leemte wat hulle soek. Met ander woorde, almal soek na 'n God. Hoor julle wat ek sê? Almal soek na 'n God. Jy sien, ons moet nooit die rol van die Heilige Gees weggooi. Sit gou daar, Johannes 16 vers 8. Hy sê, en as hy gekom het, sal hy die wêreld oordeel van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Is dit nie wonderlik nie? Wat het veroorsaak dat die verlore seun wat varke opgepas het teruggekeer het na sy pa toe? Weet wat hom gesê moet hy doen? Die Heilige Gees. Hoor julle wat ek sê? Die Heilige Gees het dit vir hom gesê. Mense het 'n behoefte om te erken dat daar 'n God is om te aanbid. Mense het 'n behoefte daaraan. Waar kom dit vandaan? Van die Heilige Gees. Jy het 'n drang na iets. Jy weet, as jy nog nie die Here ken nie, weet ek het daar, toe ek het in die baie groot geword, ek het gegaan Durban toe die English Style Medicalisies nie geleer, en ek het daar na nightclubs toe gegaan, en ek kon lekker gejive het en gedans het, ek was wild geweest. Ek sal vir jou sê, as ek teruggaan na die huis, dan voel ek leeg hier binne. Maar wanneer jy die Here in jou lewe het, begin alles te verander. Woe! Dit is lekker om die Here te dien. Jy voel sommer net anders, jy praat anders, jy loop, ek kan sê jy loop anders. Jy doen alles, jou gedagtes verander, wanneer jy 'n kind van die Here word. Jy kan nooit meer dieselfde wees nie, man. Only one touch of Jesus and your life will never be the same again. Never. You can't be the same again. Jy praat anders, jy vertel nie meer van grappies nie, want jy is hier gekoop met die bloed van Jesus Christus. Augustinus die kerkvader het gesê, God het my en jou geskep vir hom. En dan sê hy, ons harte sal onrustig bly, totdat jy rus gevind het in God. Dit is, weet jy hoekom is jy onrustig? Want jy het nog nie die Here in jou lewe gekry nie. Jy het hom nog nie aanvaar as jou persoonlike saligmaker. Wanneer die Here in jou lewe aanvaar, begin dinge te verander. Jy dink anders. Hoor wat ek sê, jy dink altyd aan 'n oplossing. Jy dink nie aan die probleem, jy dink, Here, U gaan vir my 'n oplossing gee. Dis wat U gaan doen. Dis ook ek vir die Here bedoel. Die Here gaan vir my 'n oplossing gee. Ek glo dit met my hele hart. Luister mooi, jy kan rondspring soos jy wil, jy kan hardloop soos jy wil, jy kan doen net wat jy wil. Maar ek wil vir jou sê, jy sal soekende bly, totdat jy by die Here uitgekom het. Want hy is die een wat vir jou rus gee. Jy moet in God se rus ingaan, om rustig te wees. Dit klink, maak nie nou sin wat ek nou gaan sê nie, miskien sal julle weet waarvan ek praat. Dit kan hoe wild om jou gaan, maar wanneer jy geanker is in die Here, weet jy, God is my anker, hy sal my deurdra, hy sal die een wees wat my deurdra, deur my krisis. Kom ons wees eerlik, almal van ons wat hier sit, die Here het almal van ons al deurgedra deur ons krisisse. Is dit die storie, en hier sê vandag nog steeds, en jy het geworry verniet, baie kere worry mense oor goed wat eers met jou gaan gebeur.
Sien julle wat die duiwel doen? Nou ja, besig met 'n klomp nonsens, man. Bedank nie, ek sê dit nog altyd, klim in die stort in, gaan sjouwer 'n bietjie en sing 'n geestelike lied. Wanneer jy 'n geestelike lied begin te sing, dan begin die Here jou op te tel in jou gees. Jy raak excited, want jy weet, die Here is vir my. As God vir my is, wie kan jy my wees? Is dit so? Ja. As God vir my is, wie kan jy my wees? Die grootste dors in die lewe, die grootste smagting in die lewe, die grootste verlange wat jy het in jou lewe, is na 'n God. Hoor wat ek vir jou sê? Na 'n God. God het jou so lief, dat hy homself gegee het vir my en vir jou. Hy sê, ek wil hê dat een persoon verlore moet gaan nie, maar dat almal die ewige lewe sal beerwe. Ja, selfs daai ou wat jy nie like met die werk nie, ek like hom nie, ek wil nie eens bid vir hom nie. Ek sal vir jou sê, wanneer jy vir hom begin te bid, sal God hom verander, nie jy nie. Ek het 'n ding in my kop, in 'n gemeente. In my 33 jaar het ek nog nooit mense onder sensuur gesit nie. Ek het daar in die Vrystaat toe hulle gehad en ek moes 'n vrou onder sensuur sit, toe sê ek nie ek nie. Ek sê ons gaan bid vra, dat God die wonderwerk doen in haar lewe. Want wie wat se onder sensuur sit te ry is nie. Ons bid vir in hierdie gemeente, as iemand val, skop ons jou nie verder in die grond en nie, ons bid vir jou, tot jy regkom, dat die gees van God in jou sal werk. Want ek glo daar's krag in gebed. Glo jy dit? Dinge kan hoe wild gaan, my maat, hoor jy, dinge kan hoe wild gaan, as ek aan die Here vashou, weet ek, hy gaan my deurdra. Hou aan met glo, en soos hy die keer julle geleer het, hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Hoor wat ek sê, hou aan met bid, totdat die lig deurbreek. Glo jy die deurbraak is op pad? In jou besigheid, in jou werk, in jou eie lewe waarvoor die Here iets vra? Dit gaan binnekom plaasvind, jy moet dit glo. Dankie Here dat dit op pad is. Dankie Here dat U dit vir my gaan gee. Here, ek het 'n kroniese siekte, maar ek glo Here, U gaan my aanraak. Hou aan met bid totdat die lig deurbreek. Luister gou mooi. Die grootste heerlikheid in die hemel. Die grootste heerlikheid in die hemel is nie dat daar nie sonde is nie. Is nie dat daar misdaad is nie. Dis nie dat die strate van goud is nie. Maar is dan wanneer God by jou gaan wees in die hemel by jou. Kom ek sê dit nie, man. Die feit en die grootste heerlikheid, die grootste vreugde in die hemel is dat God by my en by jou gaan wees. Kom ek sê gou vir jou, weet jy wat maak die hemel hemel? God. Kom ek sê vir jou, wat maak die hel? Die afwesigheid van God. Dit maak die hel. Want ek wil vir jou sê, sonder God is hy niks. Maar met God aan my sy, kan ek 'n wendestorm doen. Met God aan my sy, kan ek van krag tot krag beweeg en van oorwinning tot oorwinning. Ek moet net aanhou vashou aan die Here. Hy sal my deurdra. Ek word nie daaroor nie, ek weet dit. Hy sal my deurdra. Met ander woorde, hy is geseën, ek het hierdie geskryf, geseën is hy wat die Here in sy lewe het. Is dit nie so nie? Geseën is hy wat die Here in sy lewe het. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, wat meer beteken as jou familie, as jou verhoudings, as jou geld en as jou gesondheid ooit vir jou kan beteken. Want as jy nie Jesus het nie, het jy niks. As jy nie Jesus het nie, wil ek vir jou sê, het jy niks. En ek wil afsluit het ek hierdie groot geskryf hieronder. God maak die lewe vir my en vir jou betekenisvol. Is dit nie so nie? As jy Jesus het, het jy alles, man. Hoor wat ek sê, as jy Jesus het, het jy alles. Die rede hoekom die mense is smagtend en die mense is honger en smag na iets, maar hulle weet nie wat nie. Maar wanneer jy die Heilige Gees jou getrek het, jy aanvaar Jesus Christus as jou persoonlike saligmaker en erken dat hy vir jou aan die kruis gesterf het, weet, baie mense, my suster is een van hulle, sy sê, ek kan nou nie die Here toe gaan nie, want my sonde is te groot. Hoor gou, ek gee nie om wat jou sonde is nie. Die Bybel sê, kom net soos wat jy is na my toe, net soos wat jy is. Jy hoef nie eers te gaan regmaak nie, die Here sê, kom so net soos jy is. Vir wat is die kerk is vir wie? Die kerk is 'n hospitaal vir die alkoholiste, vir die lesbiene, vir die gays,
vir die mense wat se kop nie lekker vars is nie. Hier is die plek waar jy gesond moet word. Maar wat doen baie kerke nie, ons soek nie julle nie, hoor, julle kan maar gaan na 'n ander kerk. Dink jy gaan gesond word? Want die kinders van die Here verwerp, hoe verwag jy dat hy 'n kind van God word as ons hom verwerp? Ons gee vir hulle liefde. Ons wys vir hulle hoe om te leef. Dit is hoe ons maak. En ons bid vir mekaar. Ek like dit. Ons bid vir mekaar. Kom ons staan en bid ons saam. Halleluja. Here, ek is opgewonde in my gees. Waarom 'n God? Want U is 'n realiteit en U is 'n werklikheid. Here, waarom 'n godsdienst, Here, wat ons weet, Here, daar is iemand wat hoër is as ons. Wat genesings doen, wat wonderwerke doen. Here, die grootste, ek wil vir jou sê die grootste wonderwerk in die lewe sal almal van ons sal seker sê die rooi see wat opgeklop is deur die Here. Kom ek sê vir jou die feit dat jy gered is die grootste wonderwerk in die lewe. Dat jy jou lewe vir God gegee. Die Bybel sê as een persoon sy lewe vir God gee, is daar 'n gejuig in die hemel, het jy dit geweet? Oor jou! En jy dink jy's niks. Jy's kosbaar, man. Jy's waardevol vir die Here. Daar's die Bybel sê daar's 'n gejuig in die hemel oor jou wat jou lewe vir die Here gee. Kom ons maak ons saak reg met die Here, man. Ek en jy weet nie of ons môre gaan leef nie. Maar die Here ken jou hart. Hy weet waarmee jy sukkel. En noem dit voor die Here. Dit waarmee jy sukkel, noem dit voor die Here. En baie keer praat ons net bolangs. Moenie bolangs praat, jy wees spesifiek en sê vir die Here, ek het die probleem. Sê dit vir die Here. Jy sal verbaas wees wat God vir jou sal doen. Maar mense, ek wil vir jouself dien jy vir jare die Here. Moenie ophou bid nie. Glo wat God vir jou gaan doen. He's coming, there is a breakthrough, daar's 'n deurbraak wat gaan plaasvind. En jy moet glo aan mekaar en weet dat God dit vir jou gaan doen. Dankie Here vir daai finansiële deurbraak wat gaan kom. Dankie Here vir my gesondheid, vir die deurbraak wat gaan kom. Dankie Here dat U vooruit beweeg voor my. Dankie Here dat U my agterhoede is. Dankie Here dat ek weet U is regs en links van my. U is bo my, U is onder my. Dankie Here vir die beskermende bloed van Jesus Christus wat reg om my is. Dankie een druppel bloed gestort vir my. Net een druppel bloed was my sonde weg. Dankie Here dat U my optel vanmôre en weet dat daar's 'n God wat leef. En sy naam is Jesus, wat na die aarde toe gekom het om vir ons te kom wys hoe om te leef. Dankie Jesus, dat U vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Amen. Prys die Here. Was dit vir jou lekker om by die kerk te wees?